Littigse Lens. Sielkunde, filosofie en kuns. Welkom by nog 'n episode van Littigse Lens, 'n Afrikaanse potsending waar ons aktuele sake bespreek, saam reflekteer en probeer sin maak van die menslike toestand en ingesteldheid. My naam is Daniel Littig en ek is 'n kliniese sielkundige in die noordelike voorstede van die Kaap. Elke episode gesels ek met 'n gas oor 'n kwessie wat vir my interessant is, wat alledaags in ons samelewing voorkom, maar wat ook daadwerklik 'n impak op mense se lewens kan maak. Saam bespreek ons die onderwerp en probeer maniere vind om ons gedagtes te ontwikkel en te navigeer. Net so vinnige vrywaring, hierdie potsending is slegs vir inligtingsdoeleindes. Dit is nie mediese advies nie en geen dokter-kliënt verhouding word gevorm nie. Die gebruik van die inligting is op eie risiko. Vandag se gas is Ros Jantjies, 'n kliniese sielkundige in privaat praktyk. Ek en Ros ken mekaar al sedert ons studentejare en ons het ook destyds saam in die staat gewerk. Net 'n waarskuwing vir luisteraars. Vandag se tema behandel onder andere sensitiewe onderwerpe soos depressie, angs, persoonlikheid en eetversteurings, asook selfbeserende gedrag. Welkom Rosse, dis lekker om jou hier so te hê. Baie dankie Daniel, dis absolutely wonderlik om hierdie gesprek met jou te hê. So Ros, ek bly hier vandag want ek dink jy kan my 'n bietjie help sin maak en artikuleer hierdie verskynsel wat ek nou maar op sosiale media veral teëgekom het van die romantisering van psigiese gesondheid en sielkunde. En ek het nog ons 'n heel paar gedagtes oor dit en ek begin sommer so en ek lees 2 plasings so met die intrapslag om 'n bietjie konteks te bied ook vir die luisteraars. En die eerste ding wat ek op afgekom het was hierdie T-hemp wat gesê het stressed, depressed, but well dressed. En dan was daar so 'n ander meme plasing wat ek ook gesien het wat so gaan en dit is die prentjies van 'n dame wat so dis 'n laserstrale probeer klim. En dan staan daar so trying to be honest with my therapist but not so honest that I get involuntarily hospitalized. Nou dit kom miskien klaarblyklik oor as miskien dalk, jy weet, onskuldig, maar hoe meer ek van hierdie tipe plasings sien, en sommige baie gedryf ook deur professionele mense in die gesondheidsbedryf, het ek maar 'n nare gevoel ontwikkel dat hierdie hele tendens van bewusmaking moontlik 'n gevaarlike en sinister roete ingeneem het. So ek gedink vandag kan ons miskien ons gesprek struktureer rondom 'n paar vrae, so ons kan bietjie miskien praat oor wat is romantisering? Hoe lyk die huidige landskap van romantisering? Ons kan miskien praat oor die effek van romantisering van psigiese gesondheid. Miskien wat is die teenmiddels vir dit en wat sal ons aanbeveel en dan hopelik al ons gedagtes mooi op die einde saamvat. Okay. So miskien kom ons begin net met 'n definisie wat ek het en ek sal graag jou gedagtes wil hoor en ons kan 'n bietjie verder dan uitbrei en ontwikkel. En wat ek bedoel met romantisering is iets soos die volgende is om te gaan met iets op 'n geïdealiseerde of onrealistiese wyse en dan in die proses dit beter of aantrekliker te laat lyk as wat dit werklik is. So byvoorbeeld, daar was 'n studie gedoen oor hierdie geromantiseerde depressie byvoorbeeld, wat hulle ondersoek het op sosiale media platforms en dit was hierdie plasings gewees en prentjies gewees en memes van hierdie gryskaal, esteties aantreklike, melankoliese inhoud wat gewoonlik vergesel word met 'n poëtiese boodskap of 'n aanhaling. En dit word uitgebeel amper dat depressie en angs wenslike elemente het en dit word gewoonlik dan vergesel met popkultuur, hitsmerke en musiek om dit selfs visueel aantreklik of humoristies aan te bied. So wat ek spesifiek hierna verwys is, dis 'n baie ligsinnige tendens wat nou begin posvat waar meer en meer mense oor hulle self en oor hulle situasies begin grappe maak, memes plaas ensovoorts wat ek dink 'n wanindruk of 'n wanpersepsie skep van wat dit is om met sielkundige gesondheidsuitdagings te lewe, hoe om dit te bestuur en dan verder, en my vermoede is dat dit die toegang dan tot nodige intervensie en hulp kan beperk, omdat mense dan nie geïnteresseerd sal wees in hulle eie terapeutiese reis nie, as gevolg van die ligsinnige uitbeelding van iets wat ek dink met meer respek, deernis en ernstigheid aangespreek moet word.
Ja, definitief. Dankie Daniel. Ek dink dis 'n baie goeie inleiding wat jy gee en net om vir ons 'n bietjie te skep wat die romantisering van geestesgesondheid wel is. Ek dink as ons kyk net aan die begin aan geestesgesondheid, dit is so 'n belangrike gesprek om te hê. In die eerste plek, dit is belangrik dat ons meer en meer gemaklik is en meer daaroor praat. Maar ek dink wat jy aanhaal en wat wel gebeur is dat dit word op 'n onverantwoordelike Ja. manier uitgebeeld. Veral op sosiale media. Ek dink ons leef nou in 'n tyd waar alles baie gou en maklik accessible is. Ja, absoluut. Waar almal, iets het om te sê, Aha. om iets om uit te beeld en dan definitief gaan ons begin praat oor belangrike dinge soos geestesgesondheid. Ons gaan praat oor belangrike dinge wat noodsaaklik is, maar dan die uitbeelding van dit word onverantwoordelik. En so ek stem saam met jou en ek het 'n bietjie gedink daaroor. Dit is nogal iets wat niets is nie, Dis nee. reg, ja. Dis iets wat ek dink dit kom al nou as ons kyk na media, ons kyk na vroeër TV-series, dit word al vir jare lank word uitgebeeld. Maar ek dink huidiglik is dit baie meer breër. Ek dink Ja. almal create content, Ja. almal wil gesien word op 'n spesifieke manier en daar is 'n aanvulling en daar is 'n attraction towards Ja. as jy 'n bietjie of as jy dan nou sê jy het miskien jy is depressed of jy het 'n sekere emosionele versteuring, dan kry dit is nogal 'n bietjie aantrekking en daar is 'n bietjie aanlokking met dit. Ja. En so dit word wanneer dit begin gevaarlik raak, want dan begin mense dinge uit te beeld wat nie necessarily die realiteit Absoluut. van die probleem is nie. Ek dink daar's baie goed verwoord Ros, want ek stem saam met jou en ek dink miskien net so wat ons miskien in die begin ook net kan sê terwyl ons nou die landskap ook skets is dat ons ontken nie byvoorbeeld dat daar hitsmerke en gonswoorde en bewegings is wat wel positief is en toegang tot terapeutiese hulp vergemaklik en normaliseer nie. Ons weet daar is plasings en gemeenskappe wat werklik hierdie situasie met erns en deernis na psigiese gesondheid verwys. Maar ek dink soos ons nou sê, daar's aan die ander kant al, en dit kom al vir 'n tydjie lank aan, wat daar 'n ander kant is wat ek dink veral met sosiale media en algoritmes vandag 'n baie lelike wending ingeneem het. Ek lees hierdie een artikel ook wat die skrywer noem dat daar 'n tyd was toe haar algoritme oorstroom was met video's wat sê as jy enige van hierdie simptome het, dan het jy moontlik diagnose XYZ. En dan sit dit tesame met uiters vae simptome soos vergeetachtigheid of fokus of oorstimulasie en ons sê nie dit is inherënt negatief om jou eie navorsing te doen en verder hier te ondersoek en die nodige hulp te kry nie, maar dit lyk vir ons dat mense begin hierdie diagnosiese etikette dan ligsinnig behandel en wat ek dink begin gebeur het, ons het wegbeweeg van destigmatisering na die verheerliking. En die vraag wat ons moet vra is destigmatiseer ons dan nou eintlik psigiese gesondheid of moedig dit ons aan? En jy het geraak aan daardie idee van dit raak amper aantreklik om daai diagnosiese etiket dan te aanvaar om jouself daarmee te vereenselwig. Ja. En ek dink as ons kyk na baie van hierdie goedjies, soos wat jy sê, daar is voordele, maar daar is dan ook die nadele. En ja, baie keer ons kan vinnige Google search doen oor wat is depression of watter treatment metodes moet daar gedoen word en ons sal talle pages kry. Som van dit en baie van dit is goeie inligting, maar wanneer dit gebruik word op 'n manier as 'n tick box, as just checking it off, dan kan dit 'n bietjie gevaarlik raak en dan gaan ons meer in die nadele van dit, waar ons dan nou meer diagnose gebruik as om labels te create, om sekere groepies te create, om 'n sense of belonging te create. En wat dit doen is dit gooi dan die mense wat eintlik die help nodig het. Dit maak dan vir hulle meer paniekerig, want as ek nie soos hierdie particular groep lyk nie, as ek nie cool genoeg lyk nie, as ek nie meer donker genoeg lyk nie, dan is ek miskien nie depressed nie, is ek nie redelik fair of is my angs nie cool lyk nie en vir my is 'n sense of belonging gee nie en dit is meer
opvallend en dit raak jou funksionering aan, dan kan ek actually nie uitroep vir help nie, want ek behoort dan nie in hierdie groep nie, en dit is nie soos media dit dan uitbeeld nie. So dis 'n bietjie die nadele daarvan. Ja. En om by dit by te las, want ek stem met saam met jy daar gesê het, is ook dan, jy weet, hoe word hierdie selfdiagnoses en die etikette dan later verwapen, en ek dink, soos die vraag wat ons begin vra as sielkundiges dan, is dat, watter beeld begin ook rondloop dan van terapie en terapeute op die internet, en skep dit dalk moontlik ongesonde verwagtinge, hoe skakel dit met die beeld van wat eintlik in terapie aangaan, want ek sien deesdae baie van hierdie hitsmerk en gonswoorde wat so deel geraak het van ons leksikon, ons gebruik dit baie maklik, jy weet, narcisme of gaslighting, en dis ernstige uitdagings daar wat mense mee sit en ervaar, maar ons gaan baie lig daaromtrent om, en dit vervaag daai lyn tussen wat is dan 'n werklike uitdaging en wat is miskien net 'n universele ervaring wat ons almal het. En so weer eens, ek dink ons beklemtoon dat daar is gesonde bewegings, en ons is as sielkundiges, ek dink in praktyk ook, jy weet, dankbaar dat daar meer bewusmaking is en dat mense kan praat en oor iets wat vir baie lank 'n moeilike ding was om, jy weet, hardop te sê. Maar ons erken ook dat dit lyk vir ons dat daar's verskeie slaggate, ook met die proliferasie van hierdie stroom of tendens wat nou meer en meer sy kop uitsteek. En dit my net baie dink, dit is amper hierdie 'n kwansyse aansteeklikheid, jy weet, ons praat van social pathogens baie keer, jy weet, want dit is 'n eeue fenomena wat gebeur, iets kom op in die menslike bewussyn, almal begin oor dit praat, dit gryp mense aan, en skielik het almal dit. Jy weet, ek dink soos jy nou noem ook, dit vat nou nog vinniger pos met sosiale media en glanspersoonlikhede, wat dit dryf en die vuur dan onverantwoordelik versprei. So ek het dit geraak ook, maar ek dink baie van die, jy weet, smaakmakers, jy weet, vandag is self psigiese gesondheidswerkers, en ek het hierdie plasings gesien, jy weet, wat hulle skoktaktiek gebruik, om dan die meme prentjie self op te sit, om die aandag te trek, en dan daaronder in die teks, wat niemand regtig mag nou lees nie, dan word die situasie nou met baie deernis verduidelik met tak, maar dit kom vir my verskriklik teenstrydig voor, en ek dink dit is wel maar seker net nog 'n aanklag ook teen die moderne samelewing, jy weet, hoe hierdie negatiewe taktieke gebruik word vir meer interaksie, meer likes, en ek dink die mense wat dit begin romantiseer, begin dan psigiese gesondheid sien as 'n bykomstigheid, 'n accessory, en jy weet, hulle word almal ervaar as hierdie martelare. Ja, en ek dink wat jy praat is daai waar psigiese gesondheid gesien word as 'n social status. En nou as jy 'n diagnose het, en as jy kan sê, wel, my diagnose is dit, dan onmiddellik maak dit vir jou meer popular. Dit kry meer likes, meer comments, meer shares, mense engage 'n bietjie meer met jou page. En ons weet nooit of dit eintlik 'n diagnose is nie, reg? Van ek dink in ons wêreld waar ons as ons dink in as 'n sielkundiges, daar gaan verskeie assessments, verskeie sessies, dit is om op die diagnose te kom, dit is veels meer as net hier is die 5 simptome wat jy jy het, en dit is jou diagnose. Dit is veels meer intensief as dit. En ek dink even ons as sielkundige, ons is versigtig om net daardie diagnoses net te gee. Ek dink as jy dink aan enige een in die health professional, of 'n psigiater, of 'n sielkundige, of 'n dokter is, ons vat baie moeite, en ons doen ons werk met baie, ons versigtig, van ons werk met mense, en op die einde van die dag is ons net sê, wel, hierdie is jou diagnose, en dit is nie 'n korrekte diagnose nie. Dit het implikasies vir die lewe. Dit is implikasies vir die funksionering van daai persoon. Daai wat jy sê is, en ek dink dis iets wat ons samelewing vandag mee sukkel, as ons dink nie meer aan die implikasie vir nagevolge nie. En daai sin van verantwoordelikheid, ek dink ek is al 'n hele rukkie by die deur uit, en ek dink dat ons bietjie wil terugbring en mense bewus maak dat om op so 'n manier om te gaan het baie duidelike en daadwerklike implikasies, veral vir mense wat regtig sukkel met hierdie diagnoses. Ek dink ook aan groepe, jy weet, soos ek dink aan adolessente byvoorbeeld, het my opgekom, weet hoe, hoekom is adolessente ook baie keer deel van hierdie, jy weet, kultuur of bewegings wat psigiese gesondheid romantiseer, en jy weet, breedweg van die navorsing vir ons wys maar is dat, jy weet, hulle is ook besig in hulle eie fase van om te behoort, jy weet, daai identiteit te probeer kweek, en dan subkulture, jy weet, in te skryf voor, en daar's 'n sterk validasie dan wat adolessente op sosiale media, jy weet, ervaar, maar ongelukkig word daai negatiewe emosies, jy weet, dan
jy weet net versterk en hulle moet dan as ware aan die gemeenskappe ook vasklou. Jy weet omdat dit so deel geraak het van hulle identiteit. So hulle in die diagnose raak amper dan hulle identiteit, wat ook 'n baie ongesonde verwikkeling is. Ja, van wat dan gebeur is wat ons sit dan nou met 'n groep mense of in miskien nie so breed gesê nie, wat dan diagnose het, maar as ons eintlik klinies dit kyk, dan sal ons sien dat nee, dit is nie dit nie. Ons moet ook onthou dat emosies is baie normaal. Dis absolutely okay om 'n bad day te hê. Dis absolutely okay om soms 'n bietjie hartseer te wees. Dis absolutely okay om soms 'n bietjie angstig te wees. Dit maak vir ons mens. Dit maak vir ons wie ons is. Dit maak vir ons uniek. En so dit daai normale emosies is baie verskillend as jou emosies wat meer gaan met jou geestesversteuring. En dit is baie meer pervasive, as ons dit so kan sê. Dit impak baie meer dele van jou lewe as net daardie oomblik van jy moet iets doen en jy voel nie goed nie en jy wil dit nie doen nie. Wat meer met motivation linked is as wat dit regtig is. So nou het ons 'n groep wat dan met hierdie diagnose, self-diagnosis almost en wat dan 'n wanpersepsie gee van mental illness. En dit is ek dink waar ons die risiko begin hardloop, waar ons dan nou nie meer daardie sorg dan gee vir die wat dit nodig het nie. Dat dit nou so 'n blanket statement word dat dit is 'n borderline personality of hy is so narcissisties of hierdie persoon is dit is hoe hulle voorkom en dit maak dit dan nou baie moeilik omdat die mense wat dan egter die hulp nodig het vir hulle om uit te reik en te sê actually dit is wat ek nodig het en kom ek stap 'n pad en ek kry die nodige help. Omdat daar die blanket statement is dat again ons het vroeër gesê daar is it almost gives you social validation, social status. Dit word gesien as is 'n woord wat deesdae baie gebruik word, aesthetic. So ons moet aesthetically in 'n sekere boksie infit en dit gaan met alles en ook jou mental health en so dan adolescents, daardie groep is dan baie meer kwesbaar om dan vinnig hierdie pop diagnosis aan te vat en dan as op 'n later stadium is hulle dan nou regtig eintlik hierdie hulp dan nodig het, dan is dit moeilik van nou ek is nie meer in dieselfde boks waar ek die popularity gekry het nie. En so dan word dit moeilik om dan te shift en te sê luister mense, maar nou sukkel ek regtig. En as ons dink aan social media, dit stel vir ons en again die adolescents wat 'n bietjie meer kwesbaar is, dit stel vir ons bloot aan baie mense se opinies, baie mense se kommentaar. En so as ons ook kyk na wie kan diagnoses doen? As ons kyk in ons sirkels, ons praat van psigiaters en sielkundiges, maar omdat daar so baie inligting daar buite is, omdat daar so baie checklists doen, kry ons ook almal doen diagnose, almal praat met 'n vriend of nie eens 'n vriend nie, ons praat op social media, iemand wat jy glad nie ken nie, geen agtergrond ken nie, en ons sê maar hierdie persoon het gesê dat ek het hierdie diagnose en ons gaan met dit en wat dit doen is dit actually dit limit ons om die nodige help te kry en dan uit te reik wanneer dit actually regtig nodig is. Dis reg. Ja. Jy weet ek dink nou soos daar met narcisme ook, ek dink wat ons iets nou deesdae sien is dat jy weet as jy nie van iemand hou nie dan is hulle 'n narcis en jy weet die aantrekkingskrag van negativiteit verpak soos jy sê in hierdie estetiese aangename redigerings en gedeelde ervarings boei hierdie jong gehore en vervaag die lyn dan tussen universele emosies en egte gesondheidssimptome. So, jy weet soos jy sê, baie keer, jy weet, hartseer word gesien as depressie of iemand wat 'n normale tyd het van senuwees word nou as 'n angsversteuring, jy weet net so sommer vinnig bestempel. Wanneer daar mense is wat werklik aan sommige kroniese toestande ly wat dan nie so ernstig
opgeneem word nie. En ek dink iets wat nogals dit kom nie so baie op my algoritme voor nie, maar ek met hierdie navorsing het ek dit nou ook gesien is memes of hierdie wat hulle noem deesdae dank memes en veral donker humor en ek sien net hoe baie likes en engagement dit kry en dan vra ek myself wat sê dit van ons samelewing, wat sê dit van die toestand dalk waarin mense is en ek dink dit gaan onder andere oor daardie diepere terugvoer lisse van maar nou het ek oor dit gepraat of ek voel nie meer alleen nie en dit daar gelaat. Iets wat ek ook baie keer sien is mense wat sê maar jy weet dis humor en jy weet dit word 'n teenvoeter gebruik vir die argumente en ek dink baie mense verwys ook na die Freudian of die psigoanalitiese konsep van humor as 'n verdedigingsmeganisme. Maar ons moet onthou dat jy weet humor het ook 'n baie ongesonde kant want humor skep ook 'n sekere disconnect dat dit nie so werklik is dan nie. En ek dink met hierdie tipe interaksie met hierdie romantisering van memes en verskillende plasings is daar eintlik geen werklike diskurs nie. Mense sê 'n paar ligsinnige dinge en dan beweeg hulle ook maar aan. En dit raak dan ook net later, jy weet net nog 'n etiket om, soos ons nou genoem het, om aanvaar te word of relevant te wees. En ek dink iets wat ons begin sien is, jy weet, selfs in praktyk baie keer is mense wat ook selfdiagnoses gebruik om dan agter verantwoordelikheid te skuil. Ja. Want dis een ding om te sê jy dink jy het autistiese trekke of depressie versus om te kan sê jy was gediagnoseer met dit, jy kry die nodige hulp vir dit en jy werk aan dit. Jy weet 'n mens kan jy weet miskien spekuleer dat in hierdie proses dan nou van normalisering en destigmatisering dat een van die onbedoelde gevolge nou van dit is die gebruik dan nou van psigiese gesondheid as 'n vrywaringskaart, 'n get out of jail kaart, jy weet wat jy net so teen jou werk of medemens gebruik. Ja, en tog is dit nie dit nie, nê. As jy 'n diagnose het en ek sê dit met ek hou ook in gedagte dat die funksionering en hoe 'n gesondheid jou funksionering kan impak. Maar as jy 'n diagnose het, dit sê nie dat it's hopeless nie. Dit sê nie nou dit explain hoekom jy so hoekom jy sulke maniere het of hoekom jy miskien ander so nakom en that is the end of the story nie. Ek dink 'n groot deel van ons werk is reeds om daai funksionering te help, is reeds om te kyk na die coping mechanisms, is reeds om te kyk hoe verander ons hierdie moeilike fasette van hierdie diagnose. So ja, mense kan sê, well, you know, I'm depressed and that's why I'm not taking a shower for days of dis hoekom ek so reageer teenoor mense van ek het hierdie personality disorder. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. As ons 'n diagnose het, then we have to look at treatment. And treatment we have to look at, you know, hoe kry ons veranderinge. En daar is diagnose waar dit regtig werklik moeilik is vir mense om daai veranderinge te bring. En ons sluit dit nie uit nie. Ja. Ons sê nie dit gebeur wel nie, maar dan kry ons ook waar mense hulle eie gedrag dan nou net ons explain dit nou net met 'n diagnose en nou kan ons niks meer doen nie. En dit is eintlik nie hoe dit is nie. Daar is hoop in dit. Daar is werk wat kan gedoen word en daar is verandering en ek dink ek en jy is bevoorreg om dit te sien met baie van ons pasiënte wat ons dalk werk of in ons kringe dat daar is verandering as die nodige stappe gedoen word en dit is nie net dit is ek kan geen veranderinge bring aan my ja. Ja, absoluut. Ek dink soos ons nou sê dit hoe dit verwapen kan word want soos ons nou sê party mense maak hierdie selfdiagnose en dan gooi hulle hande in die lug op en sê ja, weet jy is werknemer of as medemens moet dan maar net daarmee deel. En ek dink dit is absurd. Dit neig aan sterk egosentriese trekke en ek dink iets wat verseker aangespreek moet word. Want ek dink dit bly op die einde van die dag ook 'n persoonlike saak. So wat ons hierso dalk sê is nie dat jy nie oor dit mag praat of moet praat nie, maar die spasie waarin jy dit praat, jy weet hopelik 'n veilige spasie wees waar jy met mense kan praat oor dit. Jy weet wat ook jou jy weet welstand op die hart het, jy weet mense waar daar validasie kan plaasvind en want dis is weerloos wanneer mense oor hierdie dinge praat ook en so dis nie iets wat 'n mens net uitblaker op sosiale media vir almal om kennis te neem van dit nie. So ek dink dit raak nou ook 'n ding van wat dit raak amper te normaal om met hierdie om dit so te romantiseer en natuurlik is daar
ons raak nie vreeslik baie aan dit vandag nie, onder andere omdat dit baie ontstellend is, maar daar's 'n baie donker kant ook. Jy weet, gemeenskappe wat raad gee oor hoe om, jy weet, om te gaan met selfbeskadiging, selfbesering, pro-eetversteringsgroepe ook. Jy weet, grafiese foto's van uiterste gewigsverlies bevat, Ja. en wat dit dan gepaard gaan met baie motiverende, jy weet, aanhalings en positiewe uitkomste, so mense begin dit later dan sien as mooi of betekenisvol, soos ons nou sê, daai estetiese kant. En jy weet, as jy kyk na die effek dan van hierdie romantisering, is dat wat jy weet, 'n groot deel van die navorsing wys is dat dit die individu se probleem kan versterk, veral as dit gedragsgebaseerd is, en jy weet, dan ontwikkel mense ook later meer negatiewe houdings teenoor hulp soek. En ek dink wat baie keer onder andere gebeur is in hierdie plasings wat ons nou sien op sosiale media, is dat gesondheidswerkers of terapie of ouers of skole uitgebeeld word as hulle kan nie verstaan nie of hulle kan nie bereik word nie. En jy weet, en dit ontmoedig mense om hulp te soek. Ja, ja, ek dink wat ek ook hoor en wat ons ek dink in my navorsing wat ek 'n bietjie gedoen het, net terwyl ons nou dink aan hierdie voorbeeld wat ons oor praat, een van die dinge wat redelik uitgestaan het vir my is dat dat die romantisering van geestesgesondheid, dit lei tot dat mense wat eintlik die hulp nodig het, dat hulle vind dit baie meer moeilik om daai hulp te kry. En dan tweedens, ons wat dan die hulp, en as ek sê ons, dan praat ons van almal, familie, vriende, kollegas, ons wat dan daardie hulp kan gee of kan sê, luister, ek dink jy moet vir iemand gaan sien. Ons begin ook dan nou hierdie simptome of hierdie difficulties in hierdie mense te sien as dit is nie so 'n groot probleem nie. En soos wat dit create definitief daardie gaping waar ons dan nie die nodige ondersteuning dan kan gee vir die mense wat dit wel nodig het nie, wat nogal eintlik 'n baie groot risiko is. Absoluut, ja. En ek dink as ek so terugdink weer eens na die effek van die media, want weet, as mense hierdie persoonlike stories begin deel ook, dan word dit baie keer, en as jy veral met glanspersoonlikhede en smaakmakers, jy word dikwels beloon dan met lof en aandag in die vorm van likes en kommentaar en volgelinge by die rekeninge, wat weet weer eens dit kragtig ook aanwysers is van sosiale aanvaarding. En dan begin mense verband aan trek, jy weet, tussen hulle eie psigiese gesondheidsprobleme en dan die positiewe sosiale uitkomste wat dan hierdie positiewe terugvoer of versterkingslus weer genereer. En jy weet, in die kommer is vir ons is dat die romantisering van hierdie, soos sê, werklike psigiese gesondheidsuitdagings onbenullig laat voorkom of minder ernstig of die funksionele impak begin minimaliseer. En dat diegene wat werklik met dit uitdagings het, misverstaan en geïsoleerd begin voel. En dit lei, soos nou gesê het, dit begin hulp soek en uitreiking ook ontmoedig. En ek dink dis 'n groot probleem. Ja, dit is definitief 'n groot probleem. En ek dink met dit gesê, Daniel, iets wat, en ek dink ek noem dit altyd en ek is 'n baie groot voorstander van dit, is dat wat ons wel hierdie gesprek of die conversation rondom geestesgesondheid, dit is baie belangrik. En op die trend wat ons nou gaan, wat ons sien is dat dit word afgewater. Dit word gesien as it's a by-product, it's cool, jy moet in 'n sekere mold infit. En ek dink wat belangrik is en hoe die gesprek wel moet begin verander in ons samelewing, is ons moet begin advocate for mental health, en ons moet regtig daai bewusmaking meer ernstig opvat, en dit kom in hoe ons gesels oor dinge. Dit kom oor wat ons post, dit kom oor wat ons like, dit kom met wat ons comment, en net in ons daaglikse samelewing, hoe jy dit dan wel van vir iemand wat miskien net in die sekere mold wil fit en wil aansluit by 'n groep, dit kos vir daai persoon niks om net 'n t-shirt op te sê en te sê, well, I'm having a blue day, of my psychologist said take a day off. Jy weet, daardie tipe t-shirts aan te sit nie, maar dan dink ons aan die ander persoon wat dit actually sien en wat actually regtig sukkel, wat actually regtig 'n dag het waar daai persoon erg voel en tot die punt wat hulle voel hulle kan nie meer lewe nie, of hulle wil nie meer lewe nie, of hulle, daar is dinge in hulle lewe wat hulle begin verloor, hulle werk, skool, al hierdie dinge word geïmpak.
vir daai persoon is dit nie 'n grap nie. Vir daai Nee. persoon Nee, is dit nie net 'n cool T-shirt nie. Vir daai persoon is dit hulle dis realiteit reg. word dan gereflekt in 'n manier wat eintlik afbreekerig is en wat eintlik vir hulle limit. So in 'n groot manier ons moet begin meer bewus is oor hoe ons dink aan geestesgesondheid. As ons dink aan physical health, nê? Ons vir enige physical ailments ons sit nie is jy jou been seermaak, as jy jou been breek, jy sit nie net by die huis en palk dit jouself nie, nê? Jy doen nie dit. Nee. Jy gaan Google, okay, how to do own stitching en dis nie die verantwoordelike respons nie. En baie van ons, meeste van ons doen dit nie. Maar wanneer dit kom by geestesgesondheid, dan is die internet amper ons go-to source. En dit is waar ons daai inligting kry wat wel nie noodsaaklik goed genoeg is nie of wat regtig vir jou kan help nie. So ek dink ons moet begin kyk oor waar kry ons hulpbronne wanneer Dis ons dink reg. aan geestesgesondheid. Watter platforms do we use? En again, platforms daar's voordele in dit ook. Daar is en as dit op die regte manier gebruik word, dan kan dit daar kan goed uit dit ook uitkom. Maar as individuals en moet ons ook begin dink as by watter punt word dit net 'n searching for, dit is maar net something of passing by time, of by watter punt moet ek actually uitreik en sê, luister, nou ek benodig kontakbesonderhede van 'n psigiater of 'n sielkundige, of ek moet nou iemand sien, want dit is nie net meer I'm feeling down nie. Dit is nie net I'm feeling a bit blue nie, dit is actually baie meer erger as dit, ja. En ek dink soos jy nou daar noem, dis wat gebeur baie keer met mense kom later agter, jy weet die wat werklik dan met hierdie uitdagings, jy weet sukkel, is dat hulle skielik pas nie meer in hierdie mooi estetiese boksie wat op die internet gepromoveer word nie. En dis dan, jy weet, wanneer baie mense dan geïsoleerd voel of alleen voel, hulle pas nou nie in nie. En soos ons nou sê, dit is hoekom onder andere die romantisering so 'n belangrike kwessie is om aan te spreek. Ek hoor ook wat jy sê, want ek dink twee goed wat my opgekom het is, een is juis ons moet die gemeenskappe wat wel daarso is, wat gesond is en wat forums of sosiale media wat reeds bestaan, dit verder bevorder en seker maak dat die inligting wat ons daar versprei, en ek dink verantwoordelikheid ook vir ons as in die gesondheidsbedryf om verantwoordelik met deernis om te gaan met dit, om die regte mense ook, jy weet, te kan help en identifiseer en kan kry dat hulle ook hulp kry. Maar jy het 'n ander ding genoem wat vir my baie interessant is ook, en ek stem baie saam met hierdie hele idee van wanneer begin 'n mens, soos jy nou genoem het, jy weet, hoe lyk ons, jy weet, as ons gaan op, jy weet, enige kunsmatige intelligensie platform of nou ChatGPT is of wat ook al, of Google, hoe vra ons die vraag ook baie keer, want dit word baie keer gevra in 'n, jy weet, ons wil amper iets wat ons half 'n idee het versterk. Jy weet, iemand sal intik, ek het hierdie 2 simptome, het ek hierdie diagnose, en gewoonlik wat daai platforms doen is hulle beantwoord dit in die, jy weet, in die bevestigende toon. En die verskil is byvoorbeeld wanneer jy 'n sielkundige of 'n psigiater byvoorbeeld sien, is dat, of enige ander persoon wat, jy weet, fisiese dinge ook diagnoseer, is dat ons vra baie keer wat dit nie is. In ander woorde, ons roel sekere simptome en dinge uit om by 'n klassifikasiesisteem te kan kom wat vir ons min of meer 'n idee gee van wat die persoon se simptome dan saamvat. En dis wat hierdie ander bronne nie doen nie. Met ander woorde, ek dink daar's ook 'n bevestiging die hele tyd van wat het ek, in plaas om te miskien dit andersom te kan vra, het ek dit dalk nie. En dit sal interessant wees as iemand hulle ChatGPT vra byvoorbeeld so kan vra om te sê vir my hoekom het ek dit nie. En ek dink jy weet amper om op daai wat ons in wetenskap noem die null hypothesis te werk om jou te begin met die prinsip dat jy dit nie het nie en dit van daar af te werk as wat jy begin werk met die vooropgestelde idee dat jy dit het en hierdie platform moet dit net vir jou bevestig. Ja, van is presies wat jy sê, dat daar is 'n bevestiging dat as jy die simptome insit dan ja, dit sal vir jou daardie informasie generate dat ja, miskien is dit depression, miskien is dit anxiety en ja, baie
confirming, is dit die regte Dis reg, woord is, ja. ja. En ek dink ons moet 'n bietjie dieper vra. Ons moet 'n bietjie dieper vra oor wat is dit nie? Hoekom dit nie voor in my nie? En ja, dit is nogal iets wat baie goed sal wees. En ek dink ons nou praat ook, want dit is die ander kant wat ons nou nie regtig self mee te doen het nie, maar ek weet baie van hierdie aanlyn platforms en so het maniere om, jy weet, seker van die plasings te probeer sensureer deur agter te kom hierdie is baie grafies of hierdie is, jy weet, heeltemal 'n wanpersepsie of misinformasie om dit dan, jy weet, te verwyder en daar's redelike, jy weet, verskillende meganismes in soos moderatorstelsels ook en so aan, maar ons weet ook dit is nie foolproof nie. Dat jy weet veral hierdie inhoud wat miskien nie ooglopend grafies of wat selfs, jy weet mos nou baie keer positief of humoristies uitgebeeld word. Dit is nogals moeilik om vas te vang, jy weet, voordat dit die internet invaar. En soos maar weet, as iets eers die internet in is, dan is dit baie moeilik om dit terug te trek of, jy weet, af te haal. En ek dink dit is 'n ander ding wat die platforms in elk geval mee sukkel. Ek weet daar's 'n paar wat, jy weet, sulke dinge in plek het en jy weet ook 'n tipe van 'n rapporteringsstelsel wat jy kan gaan as jy iets sien om dit te rapporteer. Maar ja, soos ek nou sê, ek dink ook nie dit is altyd moontlik om alles te keer wat daarop geplaas is. So ek dink ons vra vir 'n meer verantwoordelike sin van hoe mense omgaan met dit, maar ek dink dit bring ons terug vir my na die terapie vraag toe, want jy weet dit om 'n bietjie vir mense ook 'n idee te gee van wat gaan in terapie aan, want ek dink wat ons nou hierso sê is alreeds twee dinge. Een is ons sê dat wanneer ons iemand sien is jy weet, ons kyk na hulle situasie met erns, respek en deernis en probeer saam met hulle, jy weet, uitfigure wat gaan aan en om jy weet moontlik op 'n jy weet deel van die assessering om dan by 'n diagnose te kom en dan op grond van dit jy weet 'n behandelingsplan saam te stel wat vir hulle werk. En ek dink net daai hele proses baie keer is vir mense ook moeilik. Ek dink terapie word baie keer geromantiseer deur is hierdie heerlike proses en 'n selfgroei en dit is nie dit is nie. Maar ons weet ek baie keer deel van om oop te kan maak, om te groei, om seker dinge te kan erken is baie keer moeilik. So ons probeer amper net dit normaliseer ook dat terapie kan baie keer uitdagend wees, maar dit is juist vir daai persoon wat daai stap neem, jy weet, is dit 'n groot stap van braafheid en waagmoed wat ons ook wil valideer. Ja, en ek dink dit vra vir die ander persoon om vulnerable te wees, om regtig te praat oor dinge wat moeilik is, dinge wat hulle soms vir niemand gesê het nie, dinge wat hulle soms nooit aan gedink het nie, want jy het dit vroeër gesê, ons vra ook oor hoe dinge nie voorkom nie, wat nie daar is nie, en ek dink ons is so opgelei om vir sekere dinge uit te luister en uit te hoor, maar met dit vra ons ook baie moeilike vrae. En so ja, terapie is nie iets wat vir almal sal ek sê baie maklik is nie, veral in die begin. Dit kan nogal 'n bietjie senuweeagtig wees. Dit kan 'n bietjie moeilik wees soms, maar met die regte environment, en ek dink met jou eie terapeut sal 'n mens sien dat jy kan by 'n plek kom waar jy hierdie moeilike gesprekke kan hê en ons kan dan praat oor jou eie geestesgesondheid en daardie diagnose. En ek dink wat jy nou daar ook impliseer en het jy nou ook verwys het direk na as ek dink die hele idee van hoop en optimisme ook, en ek dink wat baie van hierdie romantisering ook baie keer ook uitbeeld en veral ek sal sê die donker kant van dit is dat amper nie hoop is nie, jy weet, dit is net jy en jy's alleen en niemand verstaan jou nie en that's it. En ek dink wat ons sê is dat jy weet ons hou altyd die hoop daarso en die optimisme en ons werk saam met die persoon in daardie geval. Dit het my ook bietjie dink ook, want ek dink ons jy weet, en ek veral omdat ek sterk voel oor hierdie jy weet situasie en jy ook, dat ons miskien ook net wil sê ook hardop is dat ons wil ook aanmoedig dat mense vergewensgesind is teenoor die wat wel sulke plasings maak en wel dit romantiseer, want baie keer doen hulle dit ook in hulle eie onkundigheid of hulle doen dit omdat hulle desperaat is om gehoor te word en dalk nie die woorde het om oor te dra hoe hulle voel nie. So hulle raak ook maar baie keer slagoffers van hulle eie skepping. Ja, en ek dink dit is ook 'n bietjie reflection van ons huidige kultuur, nê? Dat ons as jy iets voel, dan ons post dit, en is altyd beter om dit in 'n meer ligsinnige manier te post. Dit sê nie dat daardie persone wel nie so voel nie. So ons sluit dit nie uit dat dit wel daar wel kan 'n diagnose is nie, maar dit maak dit 'n bietjie meer gevaarlik wanneer dit die trend begin word, wanneer ons dit
keer om keer sien en ons gaan nie 'n bietjie verder waar ons meer kyk oor wat is die simptome, wat is die persoon se funksionering en dan 'n kliniese diagnose maak nie en nie net 'n checklist wat ons kry en dan met dit gaan en sê wel dit is nou die diagnose nie. Absoluut. Hy self-diagnosis nie. Ja, dis baie goed Ja. verwoord ook. So ek dink so as miskien nou half hierdie punte begin saamvat, is ek dink eerstens aan wat ons dan sê is nou vir ten slotte is stigmatisering en romantisering is albei verkeerd ingeligte persepsies. En albei kan verhoed dat mense die nodige hulp kry wat hulle moet en die wat wel met uitdagings het, jy weet, of sukkel mee dat hulle verstaan en met empatie, simpatie en billik behandel word. Jy het aan dit geraak, ek dink daar's definitief ook 'n en dis nie regtig miskien die gedagte van vandag se gesprek nie, maar jy weet, ek dink dit was so goed geswede geraak het en ek dink net aan die idee van wat gaan aan, jy weet, wat is hierdie miskien 'n reflektering van die moderne westerse samelewing waarin ons lewe. In my gedagtes gaan baie keer aan, jy weet, die verval van die westerse waardes in die samelewing toe, chaos wat in ouer huise plaasvind, tieners wat meer vatbaar is. So ek dink daar's 'n klomp, jy weet, faktore wat ook hierso 'n rol speel. En ek dink, jy weet, as mens na dit kyk, is dit, weet, wat ons kan doen nou, jy weet, as ek en jy wat nou oor dit praat, jy weet, is dat ons hierdie komplekse terrein met meer empatie, verantwoordelikheid en onderskeidingsvermoë navigeer. So ons moedig 'n gebalanseerde benadering aan van, jy weet, waar ons daai oomblikke erken, terwyl ons wel sensitief bly vir die realiteit van mense wat ook werklik met uitdagings worstel. Ja, ja. Ja, en definitief weer net om te kom na as jy wel som van hierdie simptome, as dit dalk wel by jou voorkom, om dan uit te reik na die relevante persone. Dit is absolutely okay om te connect met ander op social media, maar daar moet 'n punt kom wat ons dan ook dan uitreik na die regte persone. En dan ons wat dit dan op hierdie platforms plaas, om ook ons eie capacity te ken. Ja. Om te weet dat dit is iets wat buite my expertise val en dit is waar ek vir hierdie persoon sê, luister, hier is hierdie nommers, reik uit, whether dit 'n NGO is, whether dit 'n psigiater of 'n private sielkundige is, of dit 'n hospitaal is, om daardie nommers dan te verskaf, om dit op 'n verantwoordelike manier te doen. Van dit is goed om daardie platform te skep, maar wat doen ons met daai platform? Nou dat ons hierdie inligting het en mense hulle self dan kwesbaar maak en blootstel aan hierdie dinge, wat doen ons met dit? En dit is waar ons daardie die inligting moet relevant wees, dit moet reg wees en dit moet hulpbaar wees vir die ander. Ja, definitief. Jy praat dan daarson, ek miskien ons sê dit net so hardop weer, ten slotte is dat, jy weet, as mens professionele hulp moet kry, jy weet, hoe kry mense dit? Sal bietjie in die episode notas miskien net aanwysings ook plaas. Jy weet, miskien altyd vir SADAG ook kontak, die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep, en so ek sê, sal daai in die notas ook sê, sodat die mense wat wil begin 'n uitreikingsproses mee voortgaan, dat hulle weet hoe om dit ook te navigeer ook. So Ros, voor as daar eindig, enige ander laaste gedagtes, kommentaar, refleksies, vrae? Ek dink wat ek net weer sal sê is dat social media is nie necessarily 'n bad ding nie, nee, ons wil dit nie sleg praat nie. Ek dink dit connect mense, dit help 'n bietjie vir ons om 'n meer sodat dit kan bewusmaking gee, maar ook hoe gebruik ons dit? En dit gaan met die content creators en the content users. Wat doen ons met daardie inligting en is ons verantwoordelik met dit? En dan ook geestesgesondheid is baie reëel. Ja. Nee, dit is nie net 'n kitswoord of Dis iets reg. wat ons net kan gebruik en net in dit sit om cool te wees, om relevant te wees nie, maar dit is iets wat baie reëel is, en so reëel soos enige ander physical illness. En dit is goed om hierdie gesprekke te hê, maar dit is ook goed om daar hulp te soek. Ja. Ros, baie dankie vir jou kundige insette en saamgesels, dit word waardeer. Tot volgende keer as die Here wil. Baie dankie, Daniel.